rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't he sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Nou ja, op daai money noot. My naam is Leonie van Rensburg. Ek is die eienaar van Graffiti Boeke en ons het 'n winkel in Zambesi Junction Pretoria en ook ons is beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za. Namens Graffiti Boeke, Tafelberg en NB Uitgewers wil ek vir julle vanaand baie welkom sê by hierdie kuier. En eerstens Theo Foster. Theo is die mede-stigter en uitvoerende hoof van Galileo Capital. Hy is 'n gereelde markkommentator op RSG se geldsakeprogram en 'n bekende gesig op Kyknet en Via, waar hy dikwels as ontleder optree. Hy skryf ook rubrieke vir Netwerk 24 en hy is skrywer van boeke soos Sakegesprek met Theo Foster en nou hierdie nuutste boek, Jou Geldsake. En hier om met Theo oor die boek te gesels is Ryk van Niekerk. Ryk is 'n finansiële joernalis met verskeie toekennings op agter sy naam en hy is die aanbieder van RSG se Geldsake met MoneyWeb, soos julle daar agter hom kan sien. Baie welkom aan julle twee en ek hoop julle gaan die aand saam met ons geniet. Baie dankie Leonie, dis 'n voorreg. Ja, baie dankie. Ek dink dis baie goed dat ons oor geld moet gesels. Theo, ek moet sê baie geluk met hierdie boek. Ek het dit gelees. Ek dink dit is 'n uitstekende handleiding en amper soos 'n padkaart vir hoe 'n mens nou moet jou geldsake navigeer. Daar is nie baie van hierdie boeke beskikbaar wat so toepaslik is, ek dink op baie mense in Suid-Afrika nie. En ons gaan nou oor die inhoud gesels, maar vertel ons eers, 'n boek skryf gebeur nie oornag nie. Dis 'n lang proses. Ek weet dit is baie keer baie langer as wat 'n mens dink. Is amper soos 'n bouprojek. Ek dink dit gaan 2 maande vat en dan vat dit 4 maande en 2 keer die geld. Vertel ons die agtergrond van die boek. Wanneer het jy nou besluit, luister, ek gaan 'n bietjie pen op papier neersit? Ryk, baie dankie. Eerstens net dankie dat jy hier vanaand is en dat jy ook 1 of 2 bydraes gemaak het tot die boek. Baie dankie. Ek moet sê dit is om te gesels met sekerlik een van die Suid-Afrika se top finansiële joernaliste wat beide kennis en insig betref is effens kom ons sê intimiderend, maar kom ons begin by hoekom. Ek het saam met Netwerk 24 'n hele reeks aanbiedings gedoen by verskillende feeste oor die klompie jare. En toe Grendeltyd en dan baie keer het ons verskillende temas gehad en dan het ons maar probeer deur hierdie temas gesels met 'n stel aanbiedings en heelwat interaksie met die gehoor. En toe Grendeltyd begin, Grendeltyd was net so in sy 3de week toe bel Marina Lamprecht my van Tafelberg Uitgewers en sê vir my, wil ek nie 'n boek skryf nie. Wel, ek het so bietjie gehuiwer en sy het maar weer gebel en toe hierso so in April, Mei, toe ek dink dit was die eerste week wat mens nog kon kantoor toe gaan, toe sy my kantoor toe kom en sê, kyk, hoekom skryf ons nie 'n boek nie? Hoekom vat jy nie daai aanbiedings wat jy gedoen het, wat jy nou al 'n hele paar jaar doen, en gebruik dit as 'n kern vir 'n boek teen die agtergrond van Grendeltyd. En dit klink toe nie 'n sleg idee nie, maar die probleem met daai goed is, dit klink nie 'n sleg idee nie, tot hulle vir jou sê, maar jy het 6 weke as hy voor die einde van die jaar op die rakke wil kom. Nou 6 weke is 'n kort tyd, maar as jy besluit om te skryf, en dit was Grendeltyd, so jy het maar by die huis gesit meeste van die tyd, en jy kon nie uitgaan in die aande nie, restaurante was toe, en as jy dan maar sit en jy begin skryf, dan begin jy so deur die goed gaan, en uiteindelik kry dit 'n momentum. Dis nou nie so interessant vir die gesin nie, maar as jy elke aand 'n paar ure skryf, en jy hou aan, na 3 weke sien jy maar jy maak vordering, na 4 weke maak jy vordering, en op die einde na 6 weke wel, dan is jy amper daar. So dit is eintlik 'n proses wat lankal in jou kop aankom, in terme van aanbiedings en 'n manier wat jy na goed kyk, en natuurlik jare se kliënte advies gee wat saamkom, en dan op 'n punt sê, maar goed, nou gaan ek dit sit en skryf. En ek het nooit, my plan was nooit om te probeer 'n akademiese boek skryf nie, want ek meen dit is daarvoor het jy baie detail akademiese kennis en tyd nodig, maar eerder 'n bietjie meer van 'n informele boek, en dis wat ek probeer publiseer het.
Ja, dit help ook as jy weet waarvan jy praat, dan gaan dit baie vinniger. Die oomblik as Ja, ek dink die as jy 'n bietjie sukkel met die teorie van waaroor jy skryf, vir alles wat 'n boeke soos hierdie, dan kan dit baie lank vat en mens sien ook baie boeke wat meer gate in dit as goeie dele. So ek moet vir jou gelukwens, ek dink dis 'n uitstekende boek, soos ek ook vroeër gesê het, maar ek wil vir jou vra oor jou opskrif. Jou geldsaake, ek dink jy het dit dalk by ons ook gesteel, maar dit is nee. presies waaroor dit gaan. Dit gaan oor jou geldsaake en is vir baie mense baie belangrik. Maar dan is jou subopskrif hou kop in onseker tye. En die inhoud van jou boek, soos wat ek dit nou geïnterpreteer het, is baie goeie advies oor hoe jy jou geldsaake moet benader, hoe jy besluite moet opweeg teen mekaar. Maar ons lewe op die oomblik in baie onseker tye. Ek dink die wêreld het die afgelope jaar basies verander. En dis hoekom dit vir my interessant is dat jy sê hou kop in onseker tye. Kan jy miskien vir ons daardie benadering in konteks stel met die kernboodskap van die boek wat vir my nou baie goeie tradisionele tipe van finansiële raad is? Kyk, ja, ons is in onsekere tye in die sin van as jy 'n paar elemente vat. Kom ons vat nommer 1, ek dink dit is onmoontlik om te voorspel wat in die volgende 2, 3, 4, 5 jaar gaan gebeur. Nie net in Suid-Afrika nou, maar wêreldwyd. So om op voorspellings te steun is onmoontlik. En hoekom is dit so moeilik om te voorspel? Daar's so baie veranderlikes wat na verskillende rigtings toe gaan. So die probleem is, as 'n mens sekerheid gaan soek, gaan jy dit nie kry in finansiële markte nie, en jy gaan dit ook nie in die klompie jare kry nie, in die klompie volgende jare kry. So onsekerheid beteken die nood of die natuurlike gevolg van onsekerheid is wisselvalligheid. Hoe meer onseker 'n mark is, hoe meer wisselvallig is 'n mark. En ek sal dit amper gelykstel aan mense sukkel om besluite te maak, want jy kan nie vooruit verdiskonteer nie. 'n Maatskappy sukkel om wins vooruit te verdiskonteer, jy sukkel om rentekoerse, geldeenhede, enig van die vooruit te diskonteer. So dit is onseker. Nou wat COVID bygebring het. COVID het volgens my 2 elemente tot hierdie onsekerheid toegevoeg. Nommer 1, aan die een kant as 'n vergrootglas. Dit beteken dit sit 'n vergrootglas op die foutlyne wat lê in die gemeenskap. Op daai foutlyne nou is tussen mense wat het en mense wat nie het nie, mense wat sukkel en mense wat nie sukkel, mense wat van die huis af kan werk en mense wat nie van die huis af kan werk, mense wat reserves het, mense wat nie reserves het, mense wat voel is ingesluit in die sosiale omgewing, mense wat voel is uitgesluit. So dit sit 'n vergrootglas op hierdie foutlyne in ons wêreld. En aan die ander kant versnelde dinge wat reeds aan die gebeur was. Byvoorbeeld 'n aanlyn gesprek soos hierdie was moontlik 2, 3, 4 jaar gelede, maar jy het dit bitter min gedoen. En is van die huis af, jy kon van die huis af werk, maar min mense het dit gedoen. So ewe skielik tendense wat reeds daar is versnel. So jy het 2 goed, jy het foutlyne wat 'n vergrootglas plaas en jy het 'n versneller. Wat beteken dis verder onseker en nou sit jy in die middel van hierdie en jy moet besluite maak. Nou die houkop gedeelte is as ek kyk na mense en emosionele besluite. Ongelukkig is ons emosionele wesens en jy kan dit maar die Engels vat fear and greed. Ons is emosionele mense wat in verskillend reageer. So as dinge moeilik raak, dan raak ons bang en versigtig en as dinge goed raak, is ons optimisties. Maar die probleem daarmee is as dinge moeilik raak, is ons te pessimisties en as dinge goed gaan, is ons te optimisties. So ons maak natuurlike besluitingsfoute. En dan val ons ook maar gereeld en ongelukkig is dit iets wat baie geneig is om voor te kom, veral onder ons Suid-Afrikaners en ek sal self dit verder trek. Ek dink in baie gevalle is Afrikaanse mense baie keer die teiken van 'n slenter en val vir daai slenter. So ons self hou nie altyd kop nie. En nou sit jy in 'n omgewing wat onsekerheid is. Ons is emosionele wesens wat nie lekker rasioneel besluit maak as ons onder druk is nie. Nou moet jy sê maar hoe kom jy oor hierdie? Hoe hou jy kop en wat is die beginsels waarop jy moet steun om hierdeur te kom sodat jy nie foute maak nie. En ons het veral gesien hierso in Maart, April met die verskriklike wisselvalligheid van markte, hoe mense paniekbevange geraak het en foute gemaak het, net soos wanneer dit weer herstel het, raak mense ooroptimisties. So, die punt is, ek probeer wys dat in 'n moeilike omgewing, hoe moeiliker die omgewing is, hoe meer moet jy terugkom na die kernbeginsels. En die kernbeginsels is dan wat jou gaan help jou met besluite. Nie raaiskote nie 'n ou wat sê wat gebeur nie, nie waarsêers nie,
dan moet jy teruggaan na die basiese beginsels, dit toepas en laat oor die langtermyn daai beginsels vir jou werk. Ja, ek dink dit is presies wat oor en oor gebeur. Ons het dit gesien in 2001 met die dot-com borrel, ons het met die finansiële krisis in 2009 gesien, en nou, die oomblik as daar chaos op markte is, dit val 20% in 'n paar dae, dan reageer mense vinnig met emosie, verkoop, vat geld buiteland toe teen R19 teen die dollar, en dan 'n paar maande later het dinge genormaliseer, die beurs het reg gegooi, loop die gate en die rand is terug op 15.20 en daardie emosie het vir mense baie geld gekos. Ja. Maar ja, Die punt wat ek nou wil maak is, Ryk, jy gaan nou terug na 'n paar van daai gevalle. As jy net eenvoudig dit aanvaar, en jy sê maar jy gaan elke 5 jaar, elke 7 jaar, elke 10 jaar, gaan jy dalings van 30 of 40% kry. Dis soos markte werk. As jy net vir 'n begin dit alreeds aanvaar, maar die probleem is, as jy in die middel daarvan is, dan is dit baie moeilik om te sê maar die markte gaan terugkom. 2001, 2008, vroeër hierdie jaar, en dit gaan weer gebeur, of dit oor 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, ek weet nie wanneer, dit gaan weer gebeur. Wat jy op die radio gaan gesels, en jy gaan sê die markte is nou 30 of 40% van die hoogtepunte af. Dit gaan weer gebeur. Die punt is wanneer dit weer gaan gebeur. So die problematiek rondom dit is, as jy aanvaar dit gaan weer gebeur, is jy al klaar effens beter as 'n langtermynbelegger. En ek praat nou nie ek praat van iemand wat 'n 20, 30, 40 jaar siening het. Ongelukkig gaan dit gebeur. Inteendeel, jy gaan statisties omtrent, selfs in enige normale siklus, gaan jy 2 keer meer maandeind beleggingsstate kry, wat vir jou wys jy is laer as die hoogtepunt, as wat vir jou wys jy maak 'n nuwe hoogtepunt. Ongelukkig is dit soos dit werk. Wees voorbereid op dit. In die boek sê jy op verskeie plekke gaan sien 'n finansiële raadgewer, kry professionele raad. Dit word ook omtrent elke aand op elke finansiële program op radio, op televisie gesê, moenie met emosie besluite neem nie, en as jy nie 'n kundige is nie, los dit vir die professionals. Nou, hierdie boek gee vir mens baie riglyne. Hoe dink jy moet, as iemand dit nou lees, sien, hoeveel verantwoordelikheid vir finansiële geletterdheid moet 'n persoon self neem, deur byvoorbeeld hierdie boek te lees, en hoeveel moet jy dan oorlaat aan 'n finansiële raadgewer? Dit kom eintlik neer op 'n vraag van, hoe moet iemand homself bemagtig of haarself bemagtig om saam met 'n finansiële raadgewer die beste besluite te neem? Ryk, kyk, die punt is, daar is mense wat hulle eie sake baie goed kan hanteer. Dit is so. So daar's nie 'n noodwendigheid dat jy moet dit hê. Jy kan jou eie goed self doen, jy kan hou by die beginsels, en meeste van die beginsels in die boek gaan jou juis help vir party mense om van die goed self te doen. So dit is, jy kan dit self doen. My ervaring is egter dat as jy dit self doen, raak jy emosioneel betrokke met jou geld. En ek dink baie van wat mense altyd vreemd vind, is dat selfs van die groter fondsbestuurders het finansiële adviseurs of raadgewers. En die rede hoekom hulle 'n raadgewer het, is juis om daai emosie weg te vat. So wat jy moet doen is, jy moet genoeg inligting hê om die rasionele kundige vrae te vra, en dan moet jy verwag dat die persoon van tyd tot tyd met jou gaan verskil. Dat die persoon vir jou sê, wag so 'n bietjie, daai besluit pas nie met jou langtermyn doelwit in. Want daar's baie min mense wat die emosie uit hulle eie geld kan hou. Hulle kan dit uithou met iemand anders se geld, maar nie uit hulle eie geld nie. En dan die ander punt is, as jy elke jaar 'n bietjie van die Engelse woord is 'n sanity check wil hê, dan is dit moeilik om 'n sanity check te hê met iemand wat met jou saamstem, of iemand wat emosioneel in jou omgewing is. As jy wil hê iemand moet 'n bietjie van 'n temperatuur neem oor jou situasie, waar trek jy met jou finansiële plan? Waar trek jy met jou finansiële doelwitte? Hoe lyk jou risiko? Gaan jy dit bereik? Daai klas van goed. Wil jy iemand hê wat klinies koud daarna kyk en wat nie met jou noodwendig wil saamstem nie, maar wat vir jou kan sê, wag so 'n bietjie Ryk, jy moet dan baie mooi kyk. Miskien is jy besig om bietjie bo jou vermoëns te lewe. Of weet jy wat? Ons het gesê ons gaan jou skuld afbring. Jy het toe nou 'n nuwe kar gekoop. Hoe werk dit in jou plan? Of weet jy, jou seun gaan oor 3 of 4 jaar universiteit toe. Jy het vir my gesê ons gaan voorsiening maak hiervoor. Ek sien dit nie in hierdie plan nie. Waar kom hierdie voorsiening in? So, daai tipe gesprek is baie moeilik om te voer as jy direk in die middel van die bekleierery is. En is amper soos wat, as jy vat Roger Federer te afrigter.
Die afrigter kan nie so goed tennis speel soos Roger Federer, verseker nie, maar die afrigter kan vir hom sê, wag so 'n bietjie, ons het hierdie en hierdie besluite gemaak, jy hou nie daarby nie. En waar ek sien waar ek die meeste voordeel sien as ek nou maar kyk na mense wat dit reg kry om suksesvol eendag af te tree. Dit gaan nie oor die bedrag geld nie. Daar's baie mense wat op baie groter bedrag nie suksesvol doelwitte kan bereik nie en gewoonlik lê die rede dan in rente en skuld wat betaal moet word. Dan is daar mense wat op kleiner bedrag baie suksesvol is. Maar die verskil tussen hierdie twee is gewoonlik of daar 'n gestruktureerde finansiële doelwit is en of waar 'n plan is om by te hou. Want die oomblik wat jy die plan kry om by te hou, dan is jy halfpad daar. Nou en dis waar die adviseur se rol is aan die een kant om vir jou te sê, kom ons stel die plan op. Kom ons doen die wiskunde rondom die plan. Kom ons definieer dit, maar tweedens, jy is nie besig om by die plan te hou nie. Ons het dan gesê jy gaan elke maand soveel rand wegsit en nou val die mark en nou wil jy dit ophou doen. Ek verstaan nie mooi daai logika nie. En is daai tipe van goed wat jy die adviseur moet nodig hê. Ek dink die belangrikheid is dit moenie iemand wees wat met jou saamstem elke keer nie. Dan het jy 'n baie duur implementeringsklerk. Dis nie wat jy wil hê nie. Ja. Nou die boek bestaan uit 3 dele. Die eerste ene kyk na die gevaar vir jou welvaart, dit kyk na risiko's wat om ons is. Die tweede deel is goue reëls om welvaart te bestuur, dis uitstekende beginsels wat jy daaruit insit. En dan gee jy so 'n praktiese handleiding van presies wat dink jy moet iemand doen om in beheer van hulle geldsaake te bly, saam met die raadgewer soos jy nou gesê het. Ek dink is 'n uitstekende voorbeeld om te gebruik Roger Federer en sy afrigter, want baie keer wonder ek ook maar wat doen die afrigter. Maar nou ja, dis 'n interessante analogie. Maar wat ook vir my baie interessant is, baie mense leer nie net uit teorie nie. Dit is baie keer baie moeilik om net uit beginsels uit te leer. Jy leer baie keer deur na lesse te kyk wat mense geleer het. Foute wat mense gemaak het. Mense wat gelukkig was met miskien met een ding. Mense hou van daai stories en jy het baie van hierdie stories ingesluit in die boek. Dit gee baie kleur. Dit sit grimering op die teorie en ek dink dit gaan een van die uitstaanpunte wees, of dit is een van die uitstaanpunte van die boek. Vertel ons 'n bietjie van hierdie staaltjies en hoe jy dit ingepas het of ingevoeg het in die boek. Ryk, ek dink jy is heeltemal reg. Mense onthou goed deur 'n storie. En mense kan goed kom ons sê in konteks plaas deur 'n storie. As jy bloots feite kyk, dan baie keer praat jy oor die persoon se kop, en daarmee bedoel ek dat jy probeer 'n konsep verduidelik of 'n konsep verstaan, maar dit is teoreties. Dit is net soos wat as jy probeer aan my 'n chemie konsep verduidelik, ek gaan dit nooit verstaan nie. Ek het nie eintlik 'n idee waarvan jy praat nie. So as jy baie van daai konsepte verstaan mense nie. So dit het gesê, as jy daai konsepte so bietjie kan, kom ons sê met 'n bietjie emosie of 'n bietjie humor kan verduidelik, hopelik gaan die persoon dit beter verstaan. En dan moet jy ook besef dat hoe baie van die konsepte word verkeerd verklaar. Ek sien byvoorbeeld 'n storie wat ek nou nie in die boek het nie, lees ek raak, wat Charlie Munger toe hy op 'n tyd gaan kunsvliegies koop. Hy was besig om kunshengel te doen. Hy koop kunsvliegies en die goed het pragtige klere en hy vra vir die kunsvliegie verkoopsman, yesterday, hierdie vliegies het dan baie mooi klere, hou die visse hiervan. En die ou kyk so na hom en sê, maar ek verkoop nie die vliegies aan die visse nie, ek verkoop dit aan jou, aan hengelaars. En is daai tipe van humor wat jy probeer insit. Jy probeer so 'n bietjie goeie skets. Ek vertel byvoorbeeld die storie wanneer ek in die begin, sommer in die eerste paragraaf oor finansiële beplanning is. Ons was 5 kinders en as ons see toe ry, het ons soos jong kinders in 'n kombi ingeklim, dan was die doel om van Pretoria af voor donker darm hier op pad see toe te wees. En dan my ma gekookte eiers gemaak en worsies gemaak en dit was padkos. En die probleem was as die son opkom was die padkos op. En is daai probleem wat jy moet sit. As jy 'n lang reis het van Pretoria af, kom ons sê Port Edward toe waar ons baie keer vakansie gehou het, dit help nie eet die padkos op teen die tyd wat die son opkom nie. Dan gaan jy iewers probleme kry. En dis maar deel van die tipe storie om vir iemand te verduidelik, dit is soos dit werk en dit gee jou 'n idee van hoe dinge werk. Dan 'n storie wat my pa op 'n tyd vertel het van inflasie, om dit net in konteks te sit. Iemand het op 'n tyd vir hom gesê, jare gelede, maar 'n boer het gesê, maar hy verstaan nie inflasie nie.
Hy het 30 jaar gelede vir 'n skaap kon hy 2 hemde en 2 paar skoene koop. Vandag kan hy nog steeds 2 hemde en 2 paar skoene koop vir 'n skaap. Nou hoe werk dit? Dit is daai konsep van dit gaan eintlik oor geld se waarde wat afneem. Nie produkte wat opgegaan het nie, die verhouding bly dieselfde, dis geld se waarde wat verswak het, die koopkrag wat verswak het. Dan probeer ek maar voorbeelde noem van wat kos 'n Wimpy hamburger 25 jaar gelede en wat gaan dit oor 20 jaar kos. Want dan kan iemand verstaan, maar as hy hierdie ding R40 koop, dan weet hy oor 20 jaar gaan die dinge R150 koop, sy geld gaan dit nie maak nie. So ek dink wat jy heeltemal reg is ons geniet stories en ons leer by stories en ons onthou moeilike konsepte deur stories. So ja, ek waardeer die kompliment, baie dankie. Ek het dit probeer doen. En dit help natuurlik ook om die boek makliker en lekkerder te skryf as wat jy met 'n klomp feite en wat jy met 'n klomp koue teorie die hele tyd die mekaar is. Ja, ek dink as mense 'n beleggingsfout maak byvoorbeeld, dan leer jy baie hard en jy leer op die harde manier en jy leer regtig baie. Dit is interessant. Op beleggingsfoute byvoorbeeld, iets wat vir my baie interessant is wat Warren Buffett gepraat het van, jy moenie 'n Russiese roulette fout maak nie. Jy kan risiko vat, maar moet nooit 'n Russiese roulette fout maak nie. En 'n Russiese roulette beteken daar is 6 patrone in die revolver. En die kans is baie goed dat jou patroon gaan die skade inrig nie, want daar's 5 uit die 6 gaan nie. Maar die probleem is as jy die verkeerde een kry, kan jy nie terugkom nie. En dit verduidelik risiko baie mooi. Jy kan risiko vat, ja, maar moenie 'n Russiese roulette risiko vat nie, want dan is daar nie terugkom nie. Jy kan nie as jy die kans is klein dat jy die patroon vat wat wel in een van in die pistool is. Daai kans is klein, maar as jy hom kry, dan gaan jy nie terugkom nie. So as jy risiko analiseer, maak seker jy vat nie die Russiese roulette risiko nie. Ja, absoluut. Op daai punt, hoe goed dink jy werk 'n gemiddelde Suid-Afrikaanse huishouding met geld? Kom ek sê vir jou Ryk, ek dink kom ons verduidelik en praat van 'n huishouding wat en nou moet ons net eers sê, 'n gemiddelde Suid-Afrikaanse huishouding is eintlik in 'n baie benarde situasie. So kom ons praat eerder met die huishouding wat ten minste 1 of 2 bronne van inkomste, die gemiddelde huishouding wat deel is van die formele ekonomie. Want daar is 'n beduidende deel Suid-Afrikaners, 18 miljoen Suid-Afrikaners kry toelaag elke maand. So ek kan nie van daai mense praat nie en ek dink dit gaan arrogant wees om van daai mense te praat. Dis 'n tragedie. So kom ons praat van die gemiddelde huishouding wat 'n inkomste kry. Ek dink daar's 'n paar foute of 'n paar probleme wat lê. Daar's aan die een kant is daar huishoudings wat dit baie goed verduidelik, wat die konsep van saamgestelde groei en van tydwaarde van geld verstaan. Dit beteken hulle verstaan R100 'n maand oor 20 jaar is 'n verskriklike klomp geld. En dis waar goed inkom soos of R500 per jaar oor 20 jaar is 'n baie groot klomp geld. Inteendeel, as jy byvoorbeeld vat die belastingvrye spaarprodukte en jy doen dit met 'n kind wat net gebore is, gaan jy rondom 15, 16 jaar die 500,000 ten volle hê, maar as daai persoon daai geld hou tot op 64, is daai geld alleen genoeg om iets soos 12 of 15,000 rand in vandag se koopkrag uit te klaar per maand. So daar's 'n paar mense wat dit verstaan. Ongelukkig, die oorgrootste meerderheid Suid-Afrikaanse huishoudings verstaan nie die basiese beginsels van langtermyn spaar nie. En hulle is laks as dit kom by doelwitte opstel en hulle is laks as dit kom by die hou by 'n begroting. Nou goed, dit klink alles eenvoudige konsepte, maar die probleem is as jy nie 'n langtermyn finansiële doelwit het nie. En daarmee bedoel ek vir die een persoon is om oor see te gaan reis elke 2 of 3 jaar, vir 'n ander persoon is om kinders deur die universiteit te kry, vir 'n ander persoon is om finansiëel onafhanklik te wees van byvoorbeeld om elke dag 8, 12 ure te werk, en vir 'n ander persoon is net dood eenvoudig om op 65 gemaklik te kan aftree. So dis verskillende doelwitte. Die eerste punt is, as jy nie daai doelwit het nie, nou jy kan jou doelwit altyd skuif. Jy kan sê ek wil op 65 aftree, of wil elke 2 jaar oor see gaan, as dit nie maak nie, kan jy elke 3 of 4 jaar gaan, maar as jy geen doelwit het, dan is dit amper soos 'n ou wat langs die Vaalrivier sit en vis vang, en gee nie om wat hy kry nie, hy sê, dis presies wat ek wou gehad het. Dis die probleem waar jy dan sit. So wat jy moet gaan kry is, jy moet begin by 'n doelwit, en dan moet jy terugwerk na 'n plan om by daai doelwit uit te kom, en dis waar Suid-Afrikaners vasval. Hulle betaal te lank te veel aan rente,
en begin die tydwaarde van geld, wat hulle grootste vriend is, word hulle grootste vyand. En dis wanneer jy vasdraai. Ja, ek dink ook Suid-Afrikaners praat nie genoeg oor geld nie. As jy in huishoudings kyk, is daar gewoonlik een persoon, en as ek nou stereotypeer, mans wat gewoonlik die beursie vashou en alle finansiële besluite neem, in baie opsigte weet die ander deel van die huwelik glad nie eers, of van die gesin glad nie eers weet wat gebeur nie. As jy om 'n braai byvoorbeeld staan, en dis iets wat my baie opval, en ek let altyd op as ons om 'n braai staan of by op sosiale geleentheid is, word daar vir ure gesels oor sport of inkopies of die honde, maar daar word min gesels oor geld. Nou, ek weet nie of dit mense self bewus is oor wat hulle het of nie het nie. Maar as jy nie oor iets gesels nie, selfs binne en buite 'n huishouding nie, dan dink ek nie word dit so as 'n prioriteit gestel soos baie ander dinge nie. En ek dink as jy nie weet wat aangaan nie, as jy nie kan meet presies waar jy is, soos jy nou sê, hoe vorder jy om jou doelwit te bereik nie, dan is jy nie in die beste posisie wat jy kan wees nie. En daar was byvoorbeeld ek het ook 'n video gesien so ruk terug van, ek dink dit was Sanlam wat navorsing gedoen het. Hulle het 'n groep swanger vroue in 'n kamer gesit en gesels vir 'n uur lank, en op die uitnodiging het gestaan, asseblief gesels oor wat beplan julle vir die finansiële toekoms vir hulle ongebore baba op daai stadium, en hulle het letterlik vir 3 minute gepraat oor geld. En die ander 57 minute van die uur is oor ander dinge gesels. En ek dink dit is ook dalk 'n strukturele probleem in die manier hoe baie huishoudings na geld kyk. Ryk verseker. En ek dink as jy nou, kom ons stereotypeer nou, daar is natuurlik uitsonderings, en 'n mens kry die uitsonderings wat die persoon heeltemal iets anders doen, en dat die vrou na die geld kyk, maar die gewone standaardposisie is dat geld is nie net taboe by die braaivleisvuur nie, maar baie keer om die eetkamertafel word dit nie eers bespreek nie. En veral waar dit nie bespreek word nie, is wanneer daar hele paar, kom ons sê 1 of 2 broodwinners is, en 'n hele paar mense afhanklik daarvan is, wat dit eintlik 'n spangesprek moet wees, en 'n spanpoging is, dan is dit nie. Maar daai probleem kry jy by 'n wye spektrum. Jy kry hom net so aan die kant by waar mense net uitkom. Dit beteken waar mense met 'n stram begroting uitkom, en almal word nie vertel daarvan nie. So die kredietkaart word gebruik, maar eintlik moet hy nie gebruik word nie. Daar word goed beplan wat eintlik nie moet beplan word nie, en wat die stelsel onder druk sit. Net so kry dit heeltemal aan die ander kant. Ons het byvoorbeeld 'n geval van waar jy sal kry waar mense baie welvarend is, so welvarend is, dat die man nie vir die vrou en die kinders wil sê hoe welvarend hulle is nie, want hulle gaan op hulle rug val. En want dit gaan die gedrag begin beïnvloed. En goed, dit klink baie abstrak om daaroor te gesels, maar as jy byvoorbeeld weet dat die eiendomsportefeulje wat jou pa in 30 jaar opgebou het, is 'n paar 100 miljoen rand sterk, en jy wil nie vir jou dogters dit sê nie, wel, dis net so 'n groot probleem, want ek meen, hier kom iewers gaan iewers die wiele afval. Maar en dit is so dit gaan nie oor min geld of baie geld nie, dit gaan oor die beginsel van wie deel jy tot watter mate. En ek dink jy hoef nie noodwendig oor bedrae te praat nie, maar daar's baie sterk beginsels. Ek dink byvoorbeeld die bes bewaarde geheim, en ek sê dit 'n geheim want dit moet baie meer oor gepraat word, is die belastingvrye spaarprodukte in Suid-Afrika. Die belastingvrye beleggings. Dis amper die bes bewaarde geheim in beleggings in Suid-Afrika. Gegeewe die tyd, gegeewe wat jy kan doen, en gegeewe waar jy is, dis iets wat eintlik sinneloos is as jy dit nie het nie. Of jy nou ekstra paar duisend rand het, en of jy honderde duisende rand het, dit moet 'n gedeel van enige persoon se produkte stel word. En ek dink baie keer mis mense daai goed. Daaroor kan 'n mens gesels. Jy kan byvoorbeeld gesels oor, as jy byvoorbeeld net eenvoudig kyk na die konsep van tydwaarde van geld vir of teen jou. As jy dit verstaan, is dit 'n werk dit vir, as jy dit nie verstaan nie, werk dit teen jou, en mense besef dit nie. So jy's heeltemal reg. Ek dink ook hier is veral onder baie mense is geld is 'n almal dink. Ek dink almal dink baie keer hulle buurman dink hulle is sterker as wat hulle regtig is, of hulle hoop hulle buurman dink hulle is meer welvarend as wat hulle regtig is. En ek meen almal kan nie so wees nie. So jy's heeltemal reg. Dis ek dink mense kan oor die beginsels gesels,
En ek dink ook mense kan bietjie meer kyk. Ek dink wat en dis waar programme soos RSC Geldsaake, die radioprogramme besondere rol speel. Want die program strek oor die beginsels van geld en probeer dit eenvoudig maak. En dis gewoonlik as mense vir my sê waar begin ek, dan sê ek wel luister radio, luister in die middag na die program. Lees daai deel van die bladsy wat voor die sport is, as jy van agteraf blaai, lees dit ook. Jy hoef nie alles te verstaan nie, maar ten minste lees bietjie daarvan. En dis waar mense dit nie eers wil doen nie. So ek dink vir baie mense is daar intimiderendheid aan geld aan die een kant. Baie mense dink ek is net eenvoudig het groot geword met dis 'n taboe onderwerp. Ja, baie mense takseer ook sukses aan jou motor en nie aan ander dinge nie wat en 'n motor kan in baie opsigte jou die grootste probleem wees in 'n finansiële posisie. Ja, kyk, geld en skuld kan jy nie van ver af raak sien nie. Dit lyk dieselfde. Geld en skuld soos 'n motor lyk presies dieselfde, jy kan dit nie sien nie. En 'n ding wat ek maar net in die boek ook maar net noem, die probleem van skuld is dis soos om 'n wart lemoen te dra. Hoe verder jy hom dra, hoe swaarder word hy. En dis die probleem van skuld. En 'n motor, 'n rooi, 'n splinternuwe motor of hy lyk presies dieselfde en hy lyk vir almal dieselfde. Maar daar's 'n baie groot verskil as daai motor afbetaal is, met kontant gekoop is, en of as daai motor jou elke maand 10 of 15.000 rand kos wat jy kon wegsit en 'n groot verskil kon maak in jou finansiële onafhanklikheid. Theo, ek sien hier's 'n paar vrae wat op SMS op Facebook deurgekom het waar dit nou regstreeks uitgesaai word hierdie gesprek. En die een vraag is dit goed om nou aggressief te belê oor die langtermyn in aandele en dan nog 'n vraag is en wat van buitelandse beleggings. Dis baie keer asof die nuus vir my oorheers word deur hierdie debat van waar belê jy? En dit word gekoppel aan vrees oor wat in Suid-Afrika aan die gebeur is en wat kan gebeur. En eintlik is dit 'n klein deel van 'n finansiële plan. Kan jy 'n bietjie gesels hoe mense oor die vooruitsigte in wat jy dink vir Suid-Afrika op die oomblik geld is en hoe jy jou finansiële plan daarbey moet aanpas? Ryk, ek dink as vertrekpunt is, jy moet jouself beskou as 'n wêreldburger as dit kom by jou beleggings. Dit beteken dit is net so rasioneel om in Suid-Afrika te belê as om buite Suid-Afrika te belê. Maar die groter ding is eerstens, wat is jou doelwit met daai kapitaal en wat wil jy eendag bereik? Want die voertuig wat jy kies en die struktuur wat jy kies, gaan jou help op daai pad. So, nommer 1, kom ons begin eers by jou beleggingsplan. Jou beleggingsplan het verskillende elemente by. Daar's 'n risiko-element, daar's 'n kom ons sê 'n spaarplan element, daar's 'n onderliggende bateklas. En wat jy nou vra gaan oor hoe moet die boublokke lyk in jou bateklas of jou portefeulje wat jy belê. Nou nommer 1, jy moet jouself beskou as 'n wêreldburger as dit by kapitaal kom. So dit beteken as jy kyk net na 'n gewone gebalanseerde Suid-Afrikaanse fonds, 'n gewone gemiddelde stock standard gebalanseerde Suid-Afrikaanse fonds is reeds rondom 50% blootgestel in die buiteland. Nommer 1, 30% is by al die fondse direk in die buiteland. En die aandelekomponent is, kom ons sê verdere 50% is in elk geval oorsee. En hier praat ek van Naspers en Richemont wat jy in die portefeulje kry. So 'n gewone standaard gebalanseerde portefeulje is reeds 50% in die buiteland, soos dit nou is. Die vraag wat jy moet vra is dit genoeg of moet jy weer hê? En daai vraag is 'n bietjie van daar's 'n rasionaliteit agter daai vraag. Nommer 1, as jy weet jy gaan immigreer, dan moet jy natuurlik meer geld in die buiteland sit, want dis waar jy eendag jou geld na jou moet gaan kyk. As jy weet jou kinders gaan oorsee studeer, dan kan jy bietjie meer geld in die buiteland sit want hulle gaan dit moet gebruik. Maar as jy in Suid-Afrika gaan werk en aftree, moet jy baie versigtig wees oor die balans in daai portefeulje. Nou, my vertrekpunt is as jou beleggings genoeg is om vir jou te sorg oor die langtermyn, dan behoort jy miskien 'n verdere 20%, 25% kan jy oorsee belê. Maar jou probleem is jy gaan moet lewe van daai beleggings. So jy moet baie nader aan 'n gebalanseerde struktuur is. As daai geld gaan vir jou kinders en kleinkinders, dan kan jy daai buitelandse blootstelling opstoot, want die kans is klein. Hulle is wêreldburgers, of hulle hier gaan bly of nie, kan jy dit opstoot. Maar as jy geld het wat oor generasies gaan, dit wil sê geld het wat vir mense gaan werk wat jy nie ken eers nie, want is nog nie gebore nie. Dit beteken jy het intergenerasie welvaart. Dan kan jy selfs meer internasionaal sit. En hoekom ek dit sê is, as jy byvoorbeeld ons hele JSE bymekaar tel, al die aandele, dan is dit omtrent so groot soos, dis nie eers so groot soos 'n Microsoft wat 'n enkele maatskappy is nie.
As jy nou Naspers uithaal, dan sou die hele JSE iets soos 'n Visa gewees het. Dis so 7de, 8ste grootste in Amerika. En dis die hele JSE. So as jy praat van internasionale beleggings, moet jy jouself as 'n wêreldburger beskou. En dit het niks te doen met patriotisme, negatief of positief oor die land. Dit gaan oor 'n gebalanseerde langtermyn portefeulje. En mens moet rasioneel bly. So wat my advies aan daai persoon is, jy moet eerstens kyk wat is jou langtermyn doelwitte en waar dit inpas, en dan aggressief of nie aggressief, dis 'n baie moeilike vraag. Die markte, ek dink wat jy kan doen is my advies is gewoonlik, omdat jy nie weet wat in die volgende 3 of 6 maande gaan gebeur. Ek meen, kom ons vat eenvoudig. Toe Donald Trump destyds die Amerikaanse verkiesing gewen het, het almal gedink die mark gaan afgaan. Wel, die mark het opgegaan. Toe Donald Trump nou sê, hy dink, as hy die verkiesing verloor, gaan almal se pensioene in die nek duik. Wel, die markte maak nuwe hoogtepunte. So beide van die goed was warm lug. Dit het niks te doen met hierdie goed nie. So die punt van die saak is, omdat jy nie kan vooruitskat nie, stel eerder vir jou 'n plan op, en as jou plan sê om by jou doelwit uit te kom, jy 60% in aandele wees, dan sit jy 'n program in plek om by 60% in aandele uit te kom. Maar om te sê ek koop nou of ek koop nie, dan begin jy stap na spekulasie toe. Spekuleer beteken jy probeer iets vooruitskat. Jy koop 'n aandeel sodat jy oor 'n paar maande aan iemand kan verkoop teen 'n hoër prys. Want as jy langtermyn belê, beteken dit gaan oor 'n 5 of 'n 10 jaar besluit. So my advies aan daai persoon is, stel jou plan op, wat moet jou bateallokasie in aandele wees? As jy ondergewig is in aandele, doen dit oor 'n 3 of 'n 6 maande periode, kry jou gewig in lyn met wat dit moet wees. Net so as jy ondergewig of oorgewig in die buiteland is, kry dit in terme van jou langtermynplan en doen dit. Want onthou, in die langtermyn is jou bateklas blootstelling is die grootste bepalende faktor of jy by jou doelwit gaan uitkom of nie. So maak seker dit is reg. Ja, ek dink ek sien die tyd haal ons in, maar kom ons net laastens gesels oor 'n gevalle studie. Kom ons vat myself as 'n gevalle studie. Ek is in my middel 40s. Ek is bekommerd oor my kinders. My kinders is 12 en 14 jaar oud. Die universiteit kom nader, baie groot uitgawes kom nader. Ek wil ook nou nie eendag werk tot ek 85 is nie. Jy kan seker nog net in potlood inskryf wanneer jy wil aftree. So daardie doelwit is dalk 'n bietjie nog vaag in die toekoms in, maar ek wil graag beheer neem van my finansiële toekoms. En ek wil seker maak, ek het daarom nog 20 jaar tot 65 om iets reg te kry. Nou lees ek jou boek. Hoe moet ek dan daardie uitdaging benader? Is daar stappe wat jy voorstel ek moet doen terwyl ek hierdie boek lees, sodat as ek die laaste bladsy gelees het, dat ek in 'n beter posisie is as wat ek nou is? Ek dink Ryk heeltemal reg. Ek dink gaan spandeer bietjie meer tyd by die hoofstuk oor wat behoort in 'n finansiële plan te wees. En hoekom ek dit sê is, daai gee vir jou 'n baie mooi raamwerk van wat jy na moet kyk en wat in so 'n plan moet wees. So jy sal eerstens wees om te sê, goed, die een ding wat jy nie wil doen as jy die dag aftree nie, is jy wil nie jou lewensstandaard verlaag nie. Dis ten minste, jy wil dieselfde lewensstandaard handhaaf wat jy nou handhaaf. Nou die probleem daarmee is, daai lewensstandaard word al duurder met inflasie. So jy moet iewers inflasie uit die berekeninge uithaal. Maar wat jy dan doen is jy sê, goed, teen die huidige lewensstandaard wat ek nou wil handhaaf, het ek 'n uitgawebegroting. My uitgawebegroting is byvoorbeeld R10 'n maand, soos R120 'n jaar. Watse kapitaal het ek nodig in vandag se geld om dit vir my te sou lewer? So jy kom amper terug en jy maak die berekening agterom. En dan begin jy verdiskonteer vorentoe, jy 20 jaar tyd. Watse groeikoers bo inflasie moet jy handhaaf voor 20 jaar om daarby uit te kom? En dis die een begin. Die ander punt sal wees, daar sekere uitgawes wat kom oor 5 en 10 en 20 jaar, soos jy praat van jou kinders wat universiteit toe wil gaan, en dan moet jy by 'n berekening maak. En dan begin jy terugkom na die huidige waarde en sê, goed, vir my om oor 10 jaar 'n ekstra R300,000 of R200,000 beskikbaar te hê vir die kinders se universiteitsuitgawes, moet ek soveel rand 'n maand spaar nou om daarby uit te kom. Vir die tweede kind moet ek soveel spaar 'n maand om daarby uit te kom. Vir my as ryk waar ek nou is en ek het 20 jaar en ek wil dieselfde lewensstandaard handhaaf, kan jy dit met 'n berekening doen. Nou die breë trekke van die finansiële plan probeer vir jou verduidelik wat jy vandag moet spaar om by daai doelwit uit te kom. En dan moet jy dit meet elke jaar. Jy moet sê, goed, ek het gesê ek moet R100 'n maand bysit, dan gaan ek oor 10 jaar by hierdie bedrag uitkom.
hoe het ek gedoen? Eerstens, hoe het ek gedoen met my R100 'n maand, het ek daarbey gehou, maar meer belangrik, het hierdie portefeulje daarbey gehou of nie? En as die portefeulje onderpresteer het, dan moet jy dalk dit R120 'n maand maak, of jy moet R150 'n maand maak. Maar jy moet hom terugwerk van waar jy wil wees, terug agtertoe. En is amper soos enige langtermynplan. Jy verander daai plan as jy omstandighede verander. Jy verander hom nie om die mark op en af gaan nie. Ja, jy kan hom klein verstellings maak, maar jy verander hom soos die mark in en af gaan. So die minimum vereistes van 'n finansiële plan skets soort van daai deel uit. So as jy dit self wil doen, en jy kan dit self doen, soos enigiets in die wêreld, hierdie is nie breinchirurgie of kom ons sê gevorderde sterrekundige fisika nie. Dis nie so moeilik nie. Dis basiese beginsels. Die probleem daarmee net is ons is emosionele wesens wat sukkel om te hou by beginsels. Maar ja, as jy kyk na die finansiële plan, is dit die kern van alles. Dis soos 'n padkaart. Jy klim nie in jou kar en ry en hoop jy kom by die see uit nie. Jy weet hoe jy by die see moet uitkom. En as jy nog 'n tydslyn laat, hou jy daarby. So as jy jou eie goed wil doen, spandeer tyd aan die finansiële plan, en as jy met die adviseur wil gesels ook oor die finansiële plan aspek, want dit is wat jy graag wil kry as die produk wat jy dan volg. Ek wil net vir die rekord stel dat my vrou het dalk ryk getrou, maar daar was toe 'n groot surprise op haar. Maar ek stem met jou 100% saam. Ek dink jy het ook die punt vroeër gemaak dat as jy met jou finansiële raadgewer gesels, dan sit te veel mense daar en drink maar net die koffie en gesels nie saam nie. Jy vat nou maar die woord van die finansiële raadgewer en dan op die einde is dit hierdie raadgewer, dis die persoon wat die vlak van jou aftrede gaan bepaal hoe gerieflik jy kan aftree, en jy los altyd besluite in daardie persoon se hande, en dit is baie gevaarlik. Ek dink die oomblik lees 'n boek soos hierdie, dan kan jy, wat was die burger se slogan gewees, lees die burger en gesels saam. Dan kan jy saam met jou raadgewer gesels en met daai persoon gesels, en dan dalk bydra tot 'n beter plan en meer besluite wat by jou plan pas. Uitstekend, Ryk, jy is heeltemal reg, en dis miskien die regte ding. Jy wil iemand hê met wie jy 'n harde gesprek kan voer en nie gaan saamstem nie. Want as die persoon regtig doen wat hy moet doen, ek was nog nie in 'n gesprek wat ek nie of vir die persoon moet sê, jou uitgawes is te hoog, jou spaarplanne is nie in lyn nie, of hierdie is 'n fout wat jy hier probeer maak. Dit gebeur deurentyd konstant en is deel van daai gesprek. Maar jy is heeltemal reg, as jy nie kan saamgesels nie, wel dan sit jy dan gewoonlik, of jy moet beduidende kennis hê, of iewers langs die pad gaan jy ontspoor en jy gaan dit dalk nie weet nie. Onthou in meeste gevalle is die raadgewer ook 'n emosionele persoon. Dis ook 'n persoon met nie al die kennis nie. En dis wat belangrik is, hoe meer julle gesels, hoe meer julle debatteer, hoe nader gaan jy die regte antwoord kom. En onthou ook, die finansiële raadgewer is nie daarmee jou ryk te maak nie. Dis die laaste ding. Daai persoon gaan jou nie ryk maak nie. Daai persoon gaan bloot jou help om by jou doelwitte uit te kom as jy by die plan bly. Maar die persoon gaan jou nie ryk maak nie. As jy wil ryk word, soos jy sê, jy moes getrou het of iets in daai lyn, maar as jy daai bus gemis het, dan moet jy by die beginsels bly. Ja. Dan iets wat ook vir my interessant is, en miskien as jy nou regtig baie lees oor die finansiële sektor en uitdagings wat daar is, dis asof die wêreld vir my aan die verander is. En dis nie net COVID-19 nie. As ek gaan kyk na waardasies van maatskappye, van bateklasse, het dit dramaties verander die afgelope paar jaar. En dis asof aandele waardasies nie meer gegrond is op vir toekomstige winste en verdiskonteerde kontantvloei modelle, die tradisionele waardasiemodelle nie. As jy gaan kyk na vaste eiendom, daar is 'n geweldige fluktuasie en daar's eintlik meer te doen met vertroue in Suid-Afrika se toekoms, wat huispryse byvoorbeeld beïnvloed as wat die vermoë van mense wat mense het om te betaal vir daai huise. Dis nie asof dit die waardasies gekorreleerd is met tradisionele beginsels nie. So het die manier van hoe jy jou geldsaake moet benader, het dit verander of is hierdie maar net geraas en bly by die tradisionele beginsels? Ek dink baie van die goed gaan verander. En kom ons vat net eenvoudig. As jy vandag vat, die grootste maatskappye genoteer in Amerika is internetmaatskappye. Dis IT-maatskappye. Dis massief groot en dit domineer die mark.
10 jaar gelede, voor die finansiële krisis, was dit banke. Banke het dit gedomineer. Voor dit op 'n stadium was dit motormaatskappye. So elke siklusse verander. Nou, mens moet pas op om te sê, die feit dat 'n siklus verander, dat die beginsel verander. Die wat wel so is mense raak emosioneel oor goed, en goed se pryse word oorwaardeer en onderwaardeer. Maar ek dink wat jy reg is, onthou ons sit in 'n wêreld, in Suid-Afrika tot 'n mindere mate, waar daar hope kontant in die wêreldekonomie ingedruk word. En daai hope kontant beteken, eerstens vir diskonteringskoerse is nie in lyn nie, want ek meen jou kontant opbrengskoers is amper niks nie, so enigiets as 'n alternatief lyk goed, die een probleem. Die ander probleem is, maatskappye kan skuld gebruik, en ons het selfs in Suid-Afrika gesien, 'n geval so Steinhoff, wat goedkoop geld het 'n groot rol gespeel om die ding vir langer aan die gang te hou. So daar is onnatuurlik tyd in die ding, maar ek dink, in die langer termyn, of jy nou 'n 5 of 'n 10 of 'n 20 jaar siening vat, uiteindelik is daar 'n fundamentele waarde wat gaan terugkom na wat is die verdienste generasie vermoë van die maatskappy. Kan hierdie maatskappy oor lang periodes van tyd dividende betaal, verdienste groei, en dit is op einde waar jy deurkom. Intussen gaan goed oorverdiskonteer word en goed gaan onderverdiskonteer word. Net soos wat 'n goeie bate of 'n goeie eiendom bly, 'n goeie maatskappy gaan 'n goeie maatskappy bly, maar wees net versigtig, tendense en siklusse verander. Maar dit hang ook maar van persoon tot persoon af, ja. Dan kom ons gesels oor die voorblad van jou boek. Ek weet nie of mense hom kan sien nie, hier is hy. Sê vir ons, hoeveel foto's van jou is geneem voordat jy nou die wenner gekry het wat op die voorblad geëindig? Nee, ek moet hulle eintlik gelukwens. Kom ek sê vir jou eerder, dit gaan minder oor hoeveel foto's wat geneem is. Dit gaan meer oor, ek dink, die kundigheid van die persoon wat die Photoshop sagte ware gebruik het. Ek dink daai persoon het wondere gemaak. Maar dit was 'n yskoue dag hierso in Junie, Julie by die kantoor. En ek dink dit was uitstekend, maar ek dink ek moet 'n pluimpie gee vir die persoon wat die digitale, kom ons sê wat die foto reg geposisioneer het. Want daai persoon het wondere gedoen. Ek moet jou gelukwens, ek dink die boek lyk pragtig. Ek dink hy's uitstekende lengte. Ek dink mens kan hom in 'n week deurlees, wat eintlik regtig baie jy vergeet nie wat jy in die begin van die boek gelees het as jy by die einde aankom nie. En ek dink dit is baie belangrik dat jy 'n hele konteks daarvan het, en ek is seker jy gaan vir die volgende jaar of paar jaar sal jy hierdie boek opdateer met die jongste ontwikkelings. Daar is 'n paar regulasies wat ek dink in die nabye toekoms kan verander. Ek dink dit is 'n uitstekende geskenk vir iemand wat dalk worstel oor 'n finansiële toekoms in hierdie feestyd. Ek wil jou baie gelukwens, baie uitstekende boek, wel dan. Ryk, ek wil net vir jou sê baie dankie en dankie vir die kompliment. Ja, dit is en ek het dit baie geniet en baie dankie vir die tyd en moeite. En ek sien natuurlik maandag aand op RSG Geldsaake. Baie dankie en ek waardeer dit. Dankie Ryk. Ja, ek is 'n groot voorstander van finansiële opvoeding, so my raad is lees die boek. En die tweede ding is waaroor ek baie opgewonde is entrepreneurskap. En Graffiti is 'n baie interessante boekwinkel, baie interessante inisiatief met 'n groot aanlyn komponent. So koop sommer nou die boek deur Graffiti. Nou ja, julle het gehoor wat Ryk sê, koop nou dadelik die boek. Baie dankie Theo en Ryk, dit was 'n ontsettend interessante gesprek. Ek wens ons het meer tyd gehad, maar ongelukkig kom alle goeie dinge tot 'n einde en ons wil ook hê julle moet die boek koop. So gaan nou na www.graffitiboeke.co.za en dan gee ons jou 20% afslag. En onthou ook, as jy enige aankope oor R500, stuur ons dit gratis vir jou. So koop nou een. Koop een vir jou vriendin, koop een vir jou vriend, want ek dink hierdie is 'n boek wat in elke huis tuis hoort. Baie dankie Ryk en Theo, dit was baie lekker om saam met julle te kuier. Baie dankie julle, goed gaan. Baie dankie en lekker slaap tot volgende keer. Bye bye.